Die derde deel van ons Bybelstudie oor Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Dit is die Here my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in 'n groen weivelde, hy bring my by waters waar daar rus is. Hy gee my vrede, hy gee vir my nuwe krag en hy lei my op paaie van geregtigheid tot eer van sy naam. So ons het gesien in hierdie gedeeltes van Psalm 23 dat daar sekere goed is wat die Here doen wanneer hy die herder is in ons lewens. En nou kom ons by vers 3. En vers 3 is eintlik half die middelpunt van hierdie Psalm, van Psalm 23. Want aan die begin het ons gesien dat God is die een wat voorsien, hy is die een wat ons lei. Hy bring ons op 'n plek waar rus is, hy gee vir ons vrede, hy bemoedig en hy verkoop ons siel, met ander woorde, hy maak ons nuut van binnekant af. En dan kom ons nou by vers 3, en vers 3 is half die middelpunt, dit is waar op die Psalm 23 bietjie hinker, en dan wat ons vorentoe sien is dat as gevolg van dit wat ons in vers 3 lees, is dat God ons lei deur tye van onstuimigheid en tye van moeilikheid en tye van uitdagings, en dat ons aan die einde daarvan kom en dat daar rus en siel en vrede vir ons siele ook gevind kan word. So, wanneer ons kyk na die geskiedenis van Israel en ons kyk na die geskiedenis van alle mense eintlik, is dat ons leer die goedheid van God ken. Ons ervaar God vir wie hy is. Ons sien dit wat hy in ons lewe doen. En tog baie keer kies ons eie pad, of ons kies 'n ander pad, of ons kies om op ons eie manier te leef en te dink dat ons dinge op ons eie kan uitfigure. So, en wat ons dan sien is dat God is die een wat eintlik vir ons die pad wys. Hy wys vir ons die pad en tog kies ons soms dat ons iets anders doen. En dan lees ons in Psalm 23 en ook in Johannes hoofstuk 10 dat die Here ons herder is, dat Christus ons herder is. Dat hierdie verandering, hierdie paaie van geregtigheid waarop ons lei, hy sê vir ons, hy lei ons op die regte paaie tot eer van sy naam, en van die ou vertaling sê vir ons dat hy lei ons in geregtigheid. So met ander woorde dat ons die regte dinge moet doen. Maar hier is nie iets wat van buitekant af kom nie. Ons het hierdie ding wat ons doen partykeer wit knekel dissipline. Dit is as jy jou knekel so maak en dit word so wit. Is dat ons probeer alles in ons vermoë om vas te hou en om te doen dit wat ons dink reg is en dat ons in die regte verhouding is met God. Maar dan is dit eintlik die idee van dat Christus is ons herder en hy is die een wat al hierdie veranderings in ons lewe bring. Hy is die een wat ons lei op paaie van vrede, bring ons by waterstrome waar daar rus is, en dan nou ook is hy die een wat ons die regte pad wys, dat ons die regte dinge moet doen. En dat hierdie geregtigheid wat ons ontvang, is dit is iets wat van Christus afkom, dit is iets wat van buitekant af, jy weet, na binnekant toe kom, dat ons sy vrede kan ervaar. Dat ons nie 'n slaaf is van godsdienst nie, van dat ons moet produce, sodat ons in die regte verhouding met God kan wees nie. So ons praat baie oor hierdie aspek van dat ons nie iets kan doen om die liefde en die genade van God te kan ervaar nie, maar dit is tog so belangrik dat ons moet verstaan dat dit God is wat ons van binnekant af verander, en dat die regte manier van wandel en die regte manier van doen kom uit dit wat van binnekant af verander word. Dit is nie iets wat van buitekant af kom nie, dit is iets wat van binnekant af kom, en dit word slegs gedoen deur dit wat God vir ons doen en wat Jesus Christus vir ons doen. Ons geregtigheid, ons regverdigheid voor God het niks te doen met ons gehoorsaamheid nie, maar dit het alles te doen met die gehoorsaamheid van Jesus Christus. In Johannes hoofstuk 10 vanaf vers 7 tot en met vers 18, dan lees ons 3 keer dat Jesus sê, en die herder lê sy lewe neer vir die skape. Met ander woorde dat
dit wat Christus aan die kruis gedoen het, die feit dat hy sy lewe gegee het, al die woede, alles wat God kwaad gemaak het, het hy op hom geneem, het hy geabsorbeer, sodat ons dit nie hoef te dra nie. Met ander woorde, hy het ons sonde gevat, hy het al die woede van God geabsorbeer, en hy het vir ons sy geregtigheid en sy regte wandel gegee, sodat ons in die regte verhouding met God kan wees. Wat baie belangrik is van vers 3, is dat wanneer God ons die regte paaie wys, wanneer hy ons wys die pad wat ons moet wandel, hy bring ons na 'n plek van rus, hy gee vir ons vrede, hy verkoop ons siel, hy lei ons op die regte paaie, en dan hierdie is die belangrike gedeelte, tot eer van sy naam. Nie tot eer van my heerlikheid nie, nie tot eer van dat mense my moet raak sien nie, nie tot eer van dat mense moet sien dat ek goed is nie, maar alles dat hy goed is, dat hy getrou is, want hy is getrou, al is ons ontrou. Wanneer ons swak is dit hy wat vir ons sy krag gee. Wanneer ons ontrou is hy die een wat getrou is. Wanneer ons ongehoorsaam is Christus die een wat gehoorsaam is. Dit alles wat in ons lewe gebeur, alles wat ons ervaar van die goedheid van God, die godheid van God, alles wat ons ervaar is ter wille van sy naam. Dat wanneer ons in vergelyking met die wêreld soek rus op ander plekke, die wêreld soek vrede op ander plekke, die wêreld sê, maar jy moet hierdie boek lees, of jy moet hierdie ding doen, en dan sal jy weet wat is die regte ding in jou lewe, en God sê nee, wanneer ons hom, ons herder maak, dan doen hy al die goed wat ons gelees het in die eerste paar verse, maar dan doen hy ook iets anderster, en dit is dat hy ons lei op die regte pad, op paaie van geregtigheid, om in die regte verhouding met God te kan wees. Dat wanneer ons na hom kyk, dan sien ons sy goedheid, ons sien sy liefde, ons sien sy genade. En ek wil vir jou sê, onthou dat die God wat jou lei na waters waar daar vrede is, na waters waar daar rus is die God wat jou sal lei op die regte paaie. En ons worstel so baie keer. En ek wil vir jou hierdie uitnodiging rig, dit maak nie saak waar jy is op hierdie stadium nie. Dink daaraan dat God se goedheid en God se liefde en God se voorsiening en die feit dat jy niks kort kom nie, kom as gevolg van sy goedheid, dat hy ons herder is, dat hy ons lei, dat hy vir ons die regte paaie wys. Psalmskrywer sê dat die woord van God is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. Psalm 23 kom sê vir ons dat hy is die een wat vir ons die regte pad wys. As jy bekommerd is, as jy moedeloos is hy die een wat vir jou wys waar om te gaan. Nie uit jouself uit nie, nie uit die dinge van die wêreld uit nie, maar slegs deur die genade van Jesus Christus.